Goeiedag, my naam is Arnold Eys en ek verwelkom jou by hierdie uitsending. Ek wil jou gelukwens dat jy besluit het om vandag na ons te luister en deel te wees van hierdie uitsending. Ons is besig met 'n reeks getiteld Extreem Kerk. Ek is vandag hier om vir jou te sê dat as God jou geroep het, en hy het jou geroep, en hy jou gered het, dan het hy jou gered en geroep met 'n spesifieke doel, dat jy sy kerk sal wees, draer van sy gees, dat jy sy mondstuk sal wees, want hy wil jou mond gebruik, en jou hande gebruik, en jou voete gebruik, dat jy inderdaad sy liggaam hier op aarde sal wees. So ek bid deur hierdie woord dat jy geseënd sal wees, dat dit in jou omstandighede, waar jy jou in hierdie dag en in hierdie oomblik, terwyl jy luister na hierdie woord, jou mag bevind, dat hierdie woord akkuraat en spesifiek en groot relevantie sal dra in jou omstandigheid. So ek nooi jou uit, kom en join ons in hierdie diens wat reeds aan die gang is, terwyl ons stil staan by die woord van die Here en hoor wat God vir ons wil sê oor sy Extreem Kerk. Ons is besig om te praat oor Extreem Kerk en ek wil vanoggend ek gaan jou nie lank besig hou nie en ek gaan vanoggend teach, maar ek wil met jou praat oor The Drinking Song. Kyk hoe dom hou almal hulle nou. Niemand weet nou wat Drinking Song, wat is The Drinking Song? As jy al in die kroeg gewees is, iemand dronk verdriet is of as 'n ou begin sing en hy is net dronk, hoor, los die wêreld se probleme op in 2 sinne, vertel van almal van sy issues en dan begin hy te sing. Dan het hy 'n drinking song. Of jy kry 'n drinking song wat jy speletjie speel. Ek wil vanoggend met jou praat oor Extreem Kerk, The Drinking Song. The Drinking Song. Kom ons gaan dadelik na die woord toe. Amen. Baie bekende gedeelte, laas jaar het ons baie hierby stil gestaan, maar ek wil fokus plaas op iets anders. Ok, jy moet nie snork nie, as jy slaap nie, verkieslik moet nie slaap nie. Amen, hier gaan ons. The Drinking Song, Efesiërs 5 vers 18 tot 21 sê die volgende, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. Ek is so bly dat daar 'n opdrag is, wat sê, word vervul met die Heilige Gees. Hy sê, as daar een ding, as jy lus is om te drink, los die wyn, drink baie van die Heilige Gees, vaatjies vol. Vaatjies vol, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, en as jy dronk is van wyn, dan sing jy 'n drinking song, maar as die Here jou vat, kan jy ook 'n drinking song sing. Want jy kan dronk wees van die Heilige Gees. Dan gaan hy aan en hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Ek wil vanoggend, laas jaar het ons redelik stil gestaan by vers 18, maar ek het beleef, ons moet met die gemeente deel oor vers 19. Ok, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Nou jy kan vanoggend met my teologie verskil, jy is welkom, maar ek gaan vir jou sê hoe ek dit interpreteer. Nou eerstens as jy gaan kyk na die Griekse woorde vir psalm en vir lofsange, psalms, ek wil vir jou lees, is die woordjie salmos. Sê nie vir die persoon langs jou, salmos, ok? So dit sê, a set piece of music. As ons sing op 'n Sondag hier, dan is daar 'n set piece of music. Ons het 'n sekere lied wat ons sing. It's a set piece of music. It's a sacred song out, and it's accompanied with the voice or the harp or other instrument or with a keyboard or with a bass guitar or with the drums or whatever. It's accompanied by music. Nou sê hy, spreek onder mekaar met dit. Dan wil hy sê, wanneer julle by mekaar kom, die konteks van wat Paulus hier praat, is die samekoms van die heiliges. Hy sê, wanneer julle saamkom en julle sing, doen dit. Sing 'n psalm, maar sing ook 'n lofsang, 'n hymnos. Sê vir die ou langs jou, 'n hymnos. Dis waar hym vandaan kom. Wat sê, it means to celebrate, it is a song to sing. En God wil hê, ons moet lofsange sing, want hy hou van musiek. God hou van musiek. Ek wil jou daaraan herinner, dat in Matteus 26 praat Jesus, hy's besig om te praat, en dan sê hy, hoorie, so ek gaan nie hierdie wyn, gaan ek nie weer saam met julle geniet, tensy ons saam in die nuwe koninkryk is nie. En dan sê die Bybel, het almal saamgekom en hulle het 'n lofgesang gesing
en hulle het van daar af verdaag. Met ander woorde, net voor hulle gaan, toe kom almal bymekaar, hulle sing 'n lied saam en hulle gaan. So ons sing nie net om 'n deel van die diens om te kry nie. Toe die disippels dink ek daai dag gesing het Jesus saam met hulle gesing. Hy het nou net gepraat en hy sê vir hulle sien my nie weer nie, kom ons sing 'n lied en hulle almal sing, hulle maak die naam van die Here groot. So obviously moes dit 'n lied gewees het wat almal geken het. Obviously moes daar 'n wysie gewees het. So as jy kyk na Psalm en na lofsange, dan sê dit daar's iets vooropgestel. Is jy nog met my? Okay. So nou sê hy sing psalms en lofsange, maar dan sê hy sing ook geestelike liedere. Die Grieks vir geestelike liedere is die woordjie pneumatikos oud. Hier is die woordjie pneuma daarin herken, wat Dr. Frans om 102 weke wat gees beteken. So hy sê pneumatikos oud, sing geestelike liedere. Dis nie noodwendig 'n lied wat 'n wysie het nie, maar hy sê sing, met ander woorde 'n sang, sing in 'n taal wat die Heilige Gees vir jou gee. Sing 'n geestelike lied, 'n pneumatikos oud. Let wel, hy stel dit apart van lofsange en van psalms. Hy stel dit apart van dit. En pastoor Nico Botha skryf jare terug 'n artikel en hy sê wat dit beteken is sing in ander tale wat die Heilige Gees gee. Sing 'n psalm, sing 'n loflied, maar sing ook met geestelike nuwe woorde. Ons moet sing wat die Heilige Gees gee. Meer as ooit as ek oortuig is dat die Heilige Gees 'n sê moet hê in ons aanbidding wanneer ons sing. Die Heilige Gees moet sê wat gebeur. Wat jy lees daar is kry julle input van die Heilige Gees af. What is the Holy Spirit saying? There is something that is said, maar partykeer binne in 'n diens moet jy net laat gaan en ek dink dis iets wat die kerk verloor het. We've lost how to sing a drinking song in the Spirit. Geestelike liedere, pneumatikos oud, dit praat van spontaniteit. Dit praat van Here, ek kan sing tot eer en verheerliking van U naam. Jy gaan sien as jy kyk, ek het daar geskrywe vergelyk dit met 1 Korintiërs 14 vers 13 tot 15. Kom ons sit dit gou by. Dan wil ek hê jy moet 'n paar connections maak. Gaan gou vir my aan. Paulus skryf aan die Korintiërs, dis 'n bekende gedeelte wat handel oor die gawes. 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14 met die liefde net mooi tussenin. Dan sê hy, nou gee hy vir hulle riglyne. Nou let wel, Paulus is nie teen tale nie. Paulus is teen die verkeerde gebruik van die tale. Dis waarom hy skryf aan die Korintiërs, want hy gee vir hulle riglyne, want hierdie ouens het bietjie chaos in hulle dienste gehad. Hulle het by mekaar gebrek, ek praat meer in tale as jy, en jy weet, so hulle het gespog, en dit was chaos, en Paulus sê, wow ouens, julle mis die doel van die hele ding, kom ek sit vir julle goed in plek. Nou verduidelik hy vir hulle, wat dit beteken. Nou sê hy, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Okay? So ek wil vir jou sê, as die Here jou die gawe van tale gespreek het, die gawe, nie die teken van tale nie, die gawe gee, sê die Bybel, en jy is in 'n diens, bid dat die Here jou die uitleg gee. Bid dat die Here jou die uitleg gee, anders bring jy 'n taal, niemand lê dit uit nie, en dit beteken eintlik niks nie, want niemand weet wat jy gesê het nie. So hy sê, as daar iemand is wat dit kan uitlê, bring die taal, andersins bid dat jy dit kan uitlê. Want as die Here jou die taal gegee het, is hy getrou om jou ook die uitleg te gee. Okay. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Dan bid my gees. Maar my verstand is onvrugbaar. Dis waarom wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, jou kop vir jou sê, hoor hierso, wat gaan hier aan, want vir die eerste keer verloor jou verstand sê oor jou hele liggaam. Vir die eerste keer is jou gees in beheer, jou gees bid en jou verstand is onvrugbaar, jy verstaan nie wat jy sê nie. Hy leer vir hulle, hy sê, so as jy nie verstaan wat jy sê nie, en jy bring dalk 'n woord en dan moet iemand dit uitlê, want as jy nie eers verstaan wat jy sê nie, hoe gaan ander ouens nie verstaan wat jy sê, as niemand dit uitlê nie? Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Ek is so bly my gees kan bid.
Want baie keer dan weet jy nie waarvoor om te bid nie, maar die Gees deursoek alle dinge en hy tree ooreenkomstig dit wat in jou geesgebed nodig het in vir die Vader, by die Vader vir jou. Bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die Gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. So hy sê twee goed. Ek sal met die Gees bid, ek sal ook met die verstand bid. En dan sê hy, ek sal met die Gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Ek sal sing soos wat die Heilige Gees dit gee, in 'n nuwe taal. Al sing my gees, laat my gees sing, al verstaan ek nie, as ek dit saam met mense doen, verheerlik dit God, want wanneer jy in 'n taal spreek, is een van die doelwitte waarom God dit vir jou gee, is dat dit hom sal verheerlik. Want jy sien toe die Heilige Gees, oom Piet, op Pinksterdag uitgestort is, sê hulle, ons hoor hulle in ons tale spreek en vertel van die magtige dade van die Here. Toe God sy Gees uitstort, hierdie ouens weet nie wat aangaan nie, maar die ouens van buite af herken die taal en sê, ons hoor, hulle spreek van die magtige dade van die Here. Wanneer jy in tale sing, verheerlik jy die Here. Verheerlik jy die Here. In Handelinge 10 vind ons dit ook, is Petrus by die huis van Kornelius, en die Gees van die Here word uitgestort op die heidene. En dan sê Petrus die volgende, en die Heilige Gees is op hulle uitgestort, want ons het hulle in tale hoor spreek en God groot maak. Ek het hulle toe die Gees uitgestort, wat sê het, they started to magnify God. They started to worship and to praise Him. They didn't understand what they were saying. They didn't understand what was going on. But they knew that what was going on was spiritual gifting. Is gegee, it was pneumaticals out. Nou sê hy, wanneer julle by mekaar kom, sing geestelik. Sing geestelik. En is iets wat ons 'n bietjie verloor het, want die kerk het die klem afgehaal van die doping in die Heilige Gees. Ek is meer as ooit oortuig. En miskien is dit waarom ons die laaste jaar en 'n half so daaroor hamer, maar dis iets wat ons meer op moet fokus. Hy sê, spreek met psalms en lofsange en geestelike liedere. Sing in 'n taal wat die Heilige Gees jou gee, dat jou gees aanbid. Want God soek ook mense wat hom aanbid in gees en in waarheid. Gees en in waarheid. En sing en psalm sing in julle hart, of soos die Amplified sê, met julle hart, want aanbidding bly 'n hartsaak. Aanbidding bly 'n hartsaak. As jy die hart daar uitvat, dan werk dit nie. Dan werk dit nie. Wanneer jy die Here aanbid, dan moet dit in integriteit wees. Dit beteken ons aanbid hom, want ons is lief vir hom, omdat hy ons eerste lief gehad het. Want wat liefde doen, is liefde maak jou sing. Hulle sê mos, wanneer twee mense verlief word, dan koer hulle albei soos duwe. Daar's 'n rede waarom hulle dit sê. Ons omdat liefde jou laat sing, want liefde is 'n hartsaak. Dis waarom daar in die Bybel 'n boek is met die naam van Hooglied, wat Salomo skryf om 'n intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou uit te beeld, en hy noem dit the Song of Songs. Dis die lied van alle liedere, want dis die mooiste liefde wat daarin gewys word, want wanneer jy verlief is op iemand, hoef niemand jou te vra om te sing nie. It just comes, because you are so in love with him. You are so in love with him. Hy sê, maak musiek in julle hart en aanbid hom uit julle hart uit. Nou ons kan 'n groot geraas maak en ons kan die beste band reël, maar as ons hart nie in aanbidding is nie, sê die Here, is dit vir hom net een groot geraas. Amos 5 vers 23, ek wil dit weer vir julle lees. Sê die Here, verwyder van my die geraas van julle liedere, en na die geluid van julle harpe wil ek nie luister nie. God sê dit vir sy volk, waar hy aanbidding gehad het, ja, waarom sê hy dit? Hy sê, want julle aanbid my met julle monde, maar julle hart is ver van my af.
Ek soek meer as net jou aanbidding. Ek soek alles wie hy is, want ek het my alles vir jou gegee. Hy wil hê, dit moet 'n hartsaak wees tot eer van die Here. Tot eer van die Here. As ons praat oor Extreem Kerk en ons praat oor 'n drinking song, dan sê ek nie vanoggend ons moet ekstreme goed doen net ter wille van ekstreem wees nie. Weird goed doen net. Joseph Prince op 'n kol die Here doop ouens met sy gees en dan doen hulle kung fu kicks. Hy's kung fu kicks. Hy sê dis weird, dis weird. En dan dink ons is in die gees. Ons kan ekstreem wees solank dit uit ons hart uit in die Here is. Hierdie selfde Paulus skryf verder, dan sê hy, jy kan dit neerskryf, 2 Korintiërs 5 vers 13. Hy skryf, want as ons uitsinnig is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is, jy sal sien, hy gebruik weer die verstand en die gees, maar as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Gaan dit weer vir jou lees, want as ons uitsinnig is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Hy sê, as ons uitsinnig is, as jy voel, jy het jou sinne verloor, jy's uitsinnig man, jy's van jou kop af. Hy sê, solank ek tot eer is van die Here, kan niemand my stop nie, want ek wil hom daarmee eer. Die King James Version sê, for whether we be beside ourselves. Jou gevoel in die diens, jy wil beside jouself raak en net God aanbid. Ek wil jou aanmoedig, van harte doen dit in die naam van die Here. Be beside yourself because you're doing it for him. Maar as jy in jou verstand is, doen dit terwille van die mense wat by jou is. So daar is ekstremes, maar die belangrike ding wat ons moet match is, that our heart will be in it. Dat dit sal wees in integriteit. Dat ek nie sal sê, Here lei my en gebruik my, en eintlik gee glad nie om daarvoor nie, want God sê, weet jy wat, al het jy die tale, al het jy die engele tale, en al die kennis, en al die wysheid, en elke gawe, maar jy het nie die liefde nie, het jy 'n klinkende simbaal geword. So I want your heart to be in it. I want it to be in integrity. I want it to be genuine. I want you to tell me who I am for you. Ek wil hê jy my vertel wat ek vir jou gedoen het. Ek wil hê jy moet vertel wat ek nog vir jou gaan doen. Ek wil hê jy moet my aanbid. Jy moet dit profeteer. Ek wil hê jy moet dit spreek. Aanbid my. Ek wil hê jy moet hoor dat ons aanbidding het meer hart nodig. Het meer gees nodig. Needs to be genuine. Needs to be in truth. Moet wees in waarheid. En moet wees in gees. Ons aanbidding moet wees vanuit dit wat die Gees gee vir hierdie gemeente. So ons moet liedere sing, maar in ons liedere partykeer moet ons ook ruimte maak vir as God iets anders wil doen. Wat ook al hy wil doen, dat daar sal wees psalms en lofgesange en pneumatikos oud. Geestelike liedere. Ons hart moet daarin wees. In julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank. Wanneer moet ons die Here dank? Waarvoor moet ons hom dank? So nie een van ons het nie 'n rede om vanoggend nie ons stem te verhef. Te sê, Here, dankie vir wat jy gedoen het nie. En vir wat jy nog gaan doen. Want ek moet jou altyd loof en vir alles dank. I must thank him. Want ongelukkig het ek besef dat ons lewe in 'n wêreld waar mense opgehou het om net dankbaar te wees. Niemand sê meer dankie nie. Niemand kom en kom na die Here toe, hulle bid vir goed en die Here raak hulle aan, maar niemand kom net, selfs soos die een melaatse en sê net, Here, ek kom eer u vir dit wat u vir my gedoen het. Hy sê, dank God in alles. As jy sing, eer hom, verheerlik hom, altyd vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Omdat daar orde ook in die gemeente moet wees. Gaan we aan na die volgende slide. Ek gee vir jou 'n paar ander vertalings. Die Amplified Bible sê vers 19 so.
Speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise by singing and making melody with your heart to the Lord. With your heart to the Lord. Kom ons kyk gou hoe sê die Complete Jewish Bible hom. Die Hebreëse Bybel sê, sing psalms, hymns and spiritual songs to each other. Sing to the Lord and make music in your heart to Him. Make music. Kom ons kyk gou hoe sê die message hom. Die message sê, don't drink too much wine. That cheapens your life. Drink the Spirit of God, huge draughts of Him. Sing hymns instead of drinking songs. Sing songs from your heart to Christ. Sing praises over everything. Any excuse for a song to God, the Father, in the name of our Master Jesus Christ. Kom aan iemand. Any excuse for a song. So as ons by mekaar kom, is dit Bybels, dat ons moet sing, dat ons moet God saam verheerlik. Dit is my mooi as hy sê, moenie dronk word van wyn nie, dit te maak jou lewe goedkoop. Drink soveel as wat jy kan, van wat die Here vir jou wil gee. En onthou, hierdie vers 19 volg op vers 18, wat sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. Paulus skryf dit vir die kerk. Hy skryf dit nie vir sondaars nie, hy skryf vir die kerk. Hy sê, ouens, word vervul met die Heilige Gees. Drink huge draughts of Him. Sing praises over everything. Any excuse for a song to God. Sing hymns instead of drinking songs. Sing hymns instead of drinking songs. Kan ek jou 'n laaste slide opsit? Psalm 149 vers 1 tot 6. Dit sê, Halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Dis waarom ons nuwe liedere hiervoor sing. Want dis belangrik, want ons kan koortjies sing, en partykeer dan moet ons soos die Heilige Gees dit lei. Maar partykeer dan sing jy 'n lied al so lank, jy het vergeet wat hy sê. En dit vat ons aanbidding wat in gees en in waarheid moet wees weg. En wanneer daar 'n nuwe lied op is vir 'n slag, then you can focus on what you are singing. En ons kan saam sing, want hy het 'n wysie. Nou sê hy, halleluja, wanneer julle saam is, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Moet ons by die huis sing? Ja. Moet jy in die stort sing? Ja. Moet jy op die toilet sing? Te buite wil? Maar moet ons in die vergadering sing? Ons moet in die vergadering sing. En dit is my mooi as hy sê, ons moet sing in die vergadering van die gunsgenote. Is hier gunsgenote in hierdie plek vanoggend? Steek dit op jou hand, ek het kan sien, ek is een. I know I've got the favor of God in my life, because I've got His Spirit in me. So as ons gunsgenote is, oom Borrie, dan kan ons saam sing in hierdie vergadering. Laat Israel hom verheug in sy Maker. Laat Israel hom verheug in God. Het jy geweet, voor jy jou verheug in die Here, verheug die Here hom oor jou? Sefanja 3 vers 17 sê die volgende: Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. So as dit is hoe God oor jou voel, dan sê hy, kom ons verheug ons oor hom. Oor wie hy is en oor wie hy ons gemaak het. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans, hom psalm sing met tamboerijn en met siter. Can I get an amen on that? Die hele orkes kan gou vir my vorentoe kom. Die hele orkes kan gou vir my vorentoe kom. Want die Here het 'n welbehae in sy volk. Daai is 'n moeilike woord, maar dit sê God is betrokke in sy volk. God seën sy volk.
Hy wil hulle die beste gee, hy het 'n welba, hy los hulle nie alleen nie, hy het 'n welba in sy volk. Hy versier die ootmoediges of die nederiges, halleluja vir daai. Hy versier die ootmoediges met heil, hy maak die gelowiges mooi met verlossing, dis wat dit sê. Hy versier die ootmoediges en die gunsgenote, maak hy mooi met salvation, met verlossing. Laat die gunsgenote juig. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hulle bedde. Daar is die woord bedde. So ek weet nie of jy vanaand op jou bed moet gaan spring nie. Jou ma het gesê jy mag nie, maar hy sê as jy gaan slaap, sing 'n lied tot eer van die Here, en as jy opstaan, sing 'n lied tot eer van die Here. Any excuse for a song. En dan lofverheffinge van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Wat beteken dit? Arnold 3 vers 3. Die Bybel sê, sy ons praat van die wapenrusting. Julle ken dit, né? Die helm van verlossing, borsplaat van geregtigheid, skild van geloof, swaard van geloof, gordel van waarheid. Kom julle, skoene vir bereidwilligheid vir die vergeting van. So die swaard, sê hy is die woord van God. Maar voor hy sê die swaard is die woord van God, sê hy is dit die swaard van die Gees. Dis die swaard van die Gees. So hy sê, as daar lofverheffinge in jou keel is, het jy die swaard van die Gees. So start to wield the Spirit en begin sing, soos die Here dit aan jou gee. En wat dit ook al nodig het, deurbraak en oorwinning in jou lewe moet hê, is hy getrou om dit te gee met 'n tweesnydende swaard van die Heilige Gees. So aanbid hom in gees en aanbid hom in waarheid. Aanbid hom met pneumatikos oud, met iets nuuts, met iets vars uit jou gees uit. Bedoel dit, verheerlik hom en jy sal verbaas staan oor wat dit is die Here in en deur jou en my sal doen. Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig, groot opregtheid, die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag gee daarop en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons u en ons hoop ons het hierdie voorreg weer saam met jou om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.